was waiting for a city. En die sal my nie glo nie, Bybel wil nie vir my by Hebreërs 11 oopmaak nie. 'n Persoon sê vir my, hulle hoor ons sing die song. Hy sê vir my, waar kry jy in die Bybel dat Abraham na 'n stad, Hebreërs 11, waar Abraham na 'n stad verwag het? En ek sê vir die persoon, weet jy dat Abraham vir alle praktiese redes, ek raak opgewonde as ek hieroor praat. Vir alle praktiese redes het Abraham nie 'n land verwag wat hy gaan aftree het, die land Kanaan nie. Hy het dit gaan doen want dit was God se instruksie, maar sy verlange was gewees na 'n wêreld. Sy verlange was gewees na 'n belofte. So alles wat hy en Sarah gedoen het, soos hulle geloop het, het hulle gedoen omdat God gesê het hulle moet dit doen. Hoor mooi, ek doen net vanmôre wat God vir my sê om te doen. Is al hoekom ek hier is. Ek is hier daartoe gestuur, ek het deur my moeder gekom om 'n ding te kom doen en dan moet ek gaan. Then I must move on. En dan beweeg ek na 'n ander dinamiek toe, ek beweeg na 'n ander dimensie toe en ek sê en die man kan nie glo dat Abraham was nie net vir Israel wat nou daar is nie. Ek sê vir hom, jy moet gaan lees wat hy die magtige skrywer van wie ons nie weet wie het hom geskryf nie, in Hebreërs, in die boek Hebreërs geskryf. Hebreërs 11 vers 1 ken jy uit jou kop uit. Hy begin, hoor mooi. Hy begin, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Op wat hoop jy? Vra God vanmôre. Op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van wat? Die dinge wat ek nie nou kan sien nie. Heerlikheid, het daar gebeur goed vir my. Maar dan begin hy verder, hy sê die volgende woorde, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Ek gaan vers 4, deur hierdie geloof het jy nog weggeneem, vers 5, en sonder die geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek is nou by vers 6, en sonder hierdie geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag die goddelike waarskuwing, hy praat van die geloof, deur die geloof, wat se geloof? Deur die geloof. En dan vertel hy verder, en dan vers 8, deur die geloof, nie geloof nie, deur die geloof, het Abraham toe hy geroep is, het Chris Marks toe hy geroep is, begin bedien en sing, nie om gesien en gehoor te word nie, want ek het 'n taak wat ek moet doen vir 'n rede, dit is, mense, dis die tema, deur die geloof, het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam, weggetrek, na die plek wat hy as 'n erfenis, in sy boedel, die goddelike boedel, sou ontvang en hy het weggetrek, sonder om te weet, waar hy sou kom. Hy het die idee gehad, ten minste as jy vandag weer huis toe gaan, wat jy gaan huis toe. Jy kon nie doen sommer wat Abraham gedoen het nie. Hoor mooi, deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en met Jakob. Dis waar Israel vandag is. Met die mede-erfgename van dieselfde belofte. En hier kom die koortjie, hier kom die lied. Want in die geloof, want hoekom het Abraham dit gedoen? En almal wat in hierdie hoofstuk staan, want hy het laat ek dit mooi sê, want hy het die stad verwag. Hy het die stad verwag wat fondamente het. Hoor mooi, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester is. Halleluja, ek hoef niks verder te sê nie. Dit is die geloof wat jy moet hê. Ek het 'n stad wat ek verwag. Ek het 'n heerlikheid en dan sal God besluit hoe ek my tree op hierdie aarde gee. Hy sal besluit hoe ek leef, hoe lank ek leef, hoe gesond ek is, hoe suksesvol ek is, want ek het 'n stad wat ek verwag. Abraham was waiting for a city, built by mighty God himself. John saw that city in the sky, by and by, in the Bible, it's called Jerusalem. I'm also part of those that's been waiting, hallelujah, for that meeting in the air. John proclaimed there be no sorrow or pain. Well, death will be defeated, and Jesus will meet us over there. Oh, hallelujah! Well, Abraham was waiting for a city,
Hallelujah. Both Almighty God Himself. John saw that city in the sky. By and by, in the Bible, it's called Jerusalem. Well, I'm also part of those that's been waiting for that meeting in the air. Will John proclaim there be no sorrow or pain? Well, death will be defeated, and Jesus will meet us over there. Hallelujah. Whoa. Verlang dat hij staat. Part of those that's been waiting for that meeting in the sky by and by. In the Bible, it's called Jerusalem. Well, I'm also part of those that's been waiting. Well, for that meeting in the air. Well, John proclaimed there be no sorrow or pain, and death will be defeated, and Jesus will meet us over there. Well, I'm also part of those that's been waiting for that meeting in the air. Well, John proclaimed there be no sorrow or pain, and death will be defeated, and Jesus will meet us over there. Hallelujah. And Jesus will heal the air. Will John proclaim there be no sorrow or pain, and death will be defeated, and Jesus will meet us over there. Well, and Jesus will meet us over there. And Jesus